Môre, 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 hoe gaan dit by julle? Hoop julle is wakker en dat julle lekker geslaap het en dat julle uitsien na 'n heerlike nuwe dag. En ons is al by Dinsdag en ja, die Here is vir ons goed. Hy het vir ons deur die nag behoed en bewaar. Ek hoop jy drink koffie en jy maak reg om hierdie nuwe dag aan te gaan pak in sy genade. Ek lees vanmôre vir julle uit 1 Petrus 2 en 'n waarskuwing wat Petrus vanmôre so 'n bietjie aan ons rig staan hier in vers 16 en hy sê: Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit eerder om God te dien. Ja, julle is vry. Dis wat God gedoen het, dis wat Jesus gedoen het, hy het ons kom vrymaak. Maar dan kom Petrus se waarskuwing, maar pas op om hierdie vryheid te misbruik. En so te misbruik dat jy dit 'n dekmantel maak om kwaad te gaan doen. Daar's so 'n Engelse liedjie, weet julle, wat so 'n paar geslagte terug deur die jong mense gesing was. Ek vertaal dit eintlik sommer nou vanmôre so 'n bietjie vry. Die liedjie het so gegaan: Vryheid is nie vry nie, jy moet die prys betaal, jy moet opoffer vir jou vryheid. Nou weet julle, dit is so waar, eintlik ook op so baie gebiede van ons lewe. Op die ouderdom van 18 byvoorbeeld, kan 'n jong mens mos nou al 'n voertuig bestuur. Hulle is vry om dit te doen, maar dit beteken mos nou nie dat hulle op 'n onverantwoordelike wyse net kan in die kar klim en bestuur nie. Hulle is vry om die wette van die pad te gehoorsaam of om dit nie te doen nie. Hulle is vry om sekere kontrakte nou te gaan teken of nie te gaan teken nie. En dis eintlik wat ek dink Petrus vanmôre met hierdie woord bedoel. Ons is vrygemaak, maar ons vryheid moet ons nie 'n rede gee om te gaan kwaad doen nie. Weet julle, om vir Jesus te ken is om geestelik vryheid te smaak, nê? Jesus maak ons vry van ons swak self, ons hierdie dierlike instinkte wat ons het, die verkeerde begeertes in ons lewens, maar in Jesus word ek en jy ook vry van ons skuld en vry van daai herinneringe aan mislukkings en foute van ons verlede en vry van ons eie swak selfbeeld. Maar die vraag wat elke gelowige vir jouself eerlik moet beantwoord is: waarvoor is ek vry? Hoekom is ek vrygemaak? Waarvan is ek vry? En as jy hierdie vraag beantwoord, tensy jy die vraag beantwoord, sal jy nooit regtig vry wees nie. Die feit is, jy is vry om vir God en mens lief te wees. En om in liefde tot liefde in staat te wees, moet jy egter altyd ander voor jouself plaas. En jy moet aan God gehoorsaam wees. En dit beteken om nie toe te gee aan begeertes en trots en voorbarige goed nie. Want uiteindelik is dit net deur God te gehoorsaam en deur hom te dien, dat jy regtig volmaakte vryheid het. Dan is jy eintlik eers regtig vry. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. O Hemelse Vader, kom help my om die ware vryheid te gaan vind, wat Jesus vir my gegee het. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Dankie julle. Julle moet 'n mooi dag verder hê. Ons gaan weer môre voort. Totsiens.